Daar sê net ook 'n hartlike goeiemôre vir die mense wat aanlyn besig is om te kyk. Dalk is daar van ons gemeentelede wat so 'n bietjie bevoorreg is om weg te kan wees nou met Kerstyd. Daar kyk hulle aanlyn, wie weet, maar wie dit ook al is wat almal vanoggend saam kyk, 'n hartlike goeiemôre aan hulle ook. En ons is dan so bevoorreg om hier in lewende lywe so saam te kan wees as kinders van die Here. En ons gaan dan vanoggend hierdie boodskap wat ek glo die Here op sy hart het vir ons, gaan ons dan lees uit die baie bekende gedeelte daar sommer reg aan die begin van Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1, ons gaan daar saam lees vanaf vers 18. Dit is op bladsy 6. In my 83 vertaling, op bladsy 6 gaan ons daar saam lees. Maar amper vergeet ek nou 'n baie belangrike ding, en dit is natuurlik wat ons nou al die afgelope paar Sondae, vandag is die 4de Sondag, wat ons hierdie spesiale geskenke, as ons dit so kan noem, vier, wat Jesus vir ons kom gee. Toe hy gebore is daardie nag in die stal van Bethlehem, daar is die krib so pragtig op die verhoog daar by die kruis, met 'n doel, want toe Jesus gebore is daardie nag in daardie krib, in daardie stal, het hy dit gedoen met een doel voor oë. En dit is omdat hy geweet het, hy sou die pad stap, sou groot word en uiteindelik aan daardie kruis, aan die kruis op Golgotha, die grootste geskenk vir ons bring, naamlik sy lewe, wat hy vir ons kom gee het. En daarmee saam dink ons dan nou as kerk van Jesus Christus, in hierdie adventtyd, en ons het ook al vir mekaar gesê, advent kom van 'n Latynse woord af wat beteken koms. So ons dink en ons het die afgelope paar Sondae as kerk van Jesus reg oor die wêreld, Christelike kerke, het ons gedink aan Jesus Christus wat aarde toe gekom het, wat mens geword het. En daar het ons dan nou elke Sondag, het ons die afgelope 3 Sondae het ons 'n kers aangesteek. Ek het ook dan nou verlede Sondag verduidelik, die een pienkers, hulle kry swaar met die waaiers, maar ons gaan hulle nie afsit nie, want dan gaan ons swaar kry. So hulle moet nou maar net sterk staan. Het ons die pienkers verlede Sondag aangesteek as die vreugdekers, wat simbool is van die vreugde wat ons kan hê en behoort te hê. Soos Paulus vir ons skryf in Filippense 4, as ek kind van die Here is, selfs in die moeilik, selfs in die hartseer vanoggend, het ons 'n vreugde om te weet Jesus het die dood oorwin. En dan nou die ander 2 perskerse wat so moedig brand, die vorige paar Sondae, wat ons gedink het aan ons vrede, Jesus wat ons vredevors is, wat vrede in ons hart bring, ware vrede, en dan ook die hoop, dat Jesus Christus is die hoop vir hierdie wêreld. En dan nou vanoggend ons laaste adventskers wat ons aansteek, daar sy, en dit is dan die 4de Adventssondag vandag, wat dan ons herinner aan God se liefde. So lief, sê Johannes 3 vir ons, het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun vir elkeen van ons kom gee het. Dat as ons in hom glo, ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan die wit, groot, sterk, pragtige wit kers in die middel, weet ons, dit is die Christuskers, en daardie wit kers steek ons dan nou vol vreugde en dankbaarheid, as dit die Here se wil is, aan, wanneer dit Kersdag is, en dit is dan nou donderdagoggend, wat ons daardie geleentheid gaan vier. Maar kom dan nou terug na vanoggend se boodskap toe. Hierdie is Matteus se weergawe van die Kersverhaal, kort en kragtig soos hy dit vir ons daar neerskrywe,
maar dan ook die teksvers vir vanoggend, wat 'n groot troos is, of behoort te wees, vir ons, waar ons dan nou vanoggend hierso by mekaar is, om te dink aan hulle, wat nie meer met ons is nie. Hulle wat deur die dood van ons af weggeneem is, geliefdes, vriende, spesiale mense in ons lewens. En net terwille van die mense wat aanlyn kyk, ons kersboom wat ons hier het vanoggend, wat eintlik dan vanoggend 'n onthouboom gaan word, wanneer ons aan die einde van die boodskap geleentheid gaan gee vir almal wat vanoggend hier is, om hulle hartjies, hulle kaartjies hier aan die boom te kom hang met die name wat hulle dan nou opgeskryf het, wat julle opgeskryf het, van julle geliefdes, wat nie meer hier op aarde met ons is nie. So groot woord van troos wat ons vanoggend vind hier in hierdie gedeelte wat Matteus vir ons neerskryf. En kom ons luister mooi, ons lees fyn en kyk of ons dit kan raak lees, dit wat die Here vanoggend vir ons wil kom gee, om ons harte mee te kom troos. Ek lees vanaf vers 18, Matteus hoofstuk 1. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl Josef dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en vir hom gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees nie om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap uit wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met Maria getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Ek lees weer vers 23, hopelik het julle dit opgemerk, raak gelees, gehoor vanoggend, die teksvers, die troos vir vanoggend. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. God by ons. Wat 'n wonderlike troos vanoggend, wat ons hier in hierdie vers 23 van Matteus, so saam met die kort, bondige beskrywing vind, wat Matteus vir ons gee van Jesus se geboorte. God met ons. Nou, ons gaan nou terugkom daarna, maar ek wil gou weer by julle net so bietjie die gedagtes so bietjie aan die gang kry, en julle so bietjie laat wonder. Dalk is daar van julle wat vanoggend inderdaad die antwoord ken. Vandag is natuurlik mos nou die 21ste Desember, soos wat ons almal heel waarskynlik nou al besef het en nou al weet, 4 dae, dan is dit Kersdag, en die winkels, as jy nou in die winkels kom, dan besef jy, Kersdag is regtig om die draai. Of as jy buite is, as dit 'n lieflike dag is, as die wind ons nou nie wegwaai hier in die baai nie, as dit die son skyn en jy kyk na die hemel en jy sien dit is 'n pragtige somersdag, en dan weet jy ons is in Desember, en hulle wys op die nuus
Mens hoor dit oor die radio, al die mense wat iewers heen op pad is of terug huis toe van waar hulle gewerk het of iewers heen om te gaan vakansie hou en jy sien al daardie motors en jy weet, kyk nee, Kersfees is definitief nou net om die draai. 21 Desember, soos ons nou vir mekaar gesê het, ja, dit is 'n spesiale dag, ook vandag, omdat ons 4de Advent Sondag vandag het, wat ons vier as kerk van Jesus Christus. Maar ek wonder of daar dalk van julle is wat kan raai, of dalk as jy baie mooi terugdink na jou skooldae, laerskool dink ek en hoërskool definitief, wat die spesifieke betekenis is van die 21ste Desember. En dit val mos nou natuurlik nie altyd op 'n Sondag nie, dit is nou maar net deur die Here se genade. Ek gaan nou vir julle sê hoekom ek dit so vir julle vertel. Wonderlik ook net hoe die Here net wonderlik werk, dat dit nou vandag die 21ste Desember is en juis op 'n Sondag val. Maar hy skuif mos nou maar so aan. So daar kan julle onthou of weet julle hoekom is die 21ste Desember nie net vir Christelike mense nie, maar eintlik vir mense reg oor die wêreld. Miskien vir die noordelike halfrond se mense minder aangenaam of dalk af hoe jy daarna kyk en vir ons hierdie kant dalk weer vir die dag meer aangenaam. So hopelik het julle nou so 'n leidraad gekry om te weet hoekom is die 21ste Desember so belangrik. Want sien, die 21ste Desember, dalk het jy dit vergeet of dalk het jy nie daaraan gedink nie. Ek weet ek het nie regtig daaraan gedink totdat ek dit begin nalees het nie. Die 21ste Desember is die dag die langste in die suidelike halfrond. Nee, so vandag is dit die langste dag van die jaar. Meeste dagligure, alhoewel, dit is nou so 'n bietjie bewolk daar by ons, ek weet nie wat die son die reste van die dag gaan doen nie, maar as jy nou sê net maar op 'n plek is vandag, iemand wat op 'n sonskyndag het, dan gaan hulle die langste sonskyndag vandag hê. En dan weet ons, so dit is die draai van die seisoene, as ons dit so kan sê, of dan die dag-nag ewening, wat ons of nie die ewening kom nog, maar wat die langste dag is, en die kortste nag. Goed, so dis vir ons in die suidelike halfrond, ons wat somer Kersfees kan sing, wat ons ook inderdaad gaan doen aan die einde van die diens. Maar die mense in die noordelike halfrond, dis nou daar bo met Brittanje en Frankryk en Italië en Rusland en daar bo, né? Hulle het vandag die langste nag. So by hulle is dit vandag die langste nag en die kortste dag. Die langste nag en die kortste dag. En dan nou sommer so, alles so in een saamgevat. Vanoggend leer jy sommer 'n paar dinge, miskien, wat jy nie van tevore geweet het nie. Dit is waar die vroeë kerk, die vroeë Christene, besluit het om dan nou 'n spesiale dag te vier op die 25ste Desember. Nee, want daar is baie mense wat al daaroor geskryf het en nou elke nou en dan lees jy dit op Facebook of jy lees dit iewers of iemand op TikTok wat dan te velde trek en sê ja, maar die 25ste Desember is nie regtig Jesus se geboortedag nie en hier te kort en daar te lank en is eintlik 'n heidense fees en so aan. Daaroor gaan ek nou nie vanoggend myself vreeslik uitspreek nie. Maar wat wel die waarheid is dat dit wel baie vroeg, baie eeue terug, die fees was wat die mense in die noordelike halfrond, daar in Europa, het hulle die 25ste Desember 'n fees van die son gevier. Want, alhoewel dit die langste nag was, het hulle geweet, nou draai die seisoene, so by hulle, na die winter, want dit is mos nou by hulle winter, dis hoekom hulle sing van 'n White Christmas, wat ons seker hier, veral hier by die see, nooit in ons lewe sal ervaar nie. Maar die seisoene draai. Dit is winter by hulle, dit is koud, dit is donker.
En so die mense toe nou besluit, maar hulle gaan 'n feesdag instel, die fees van die son, wat hulle die koms van die son toe nou vier. Dis nou die heidense mense, die volke wat God nie ken nie. Maar toe kom die vroeë kerk en die kerkvaders en hulle sê, nee, dis sommer nonsens die man. Ons gaan nie toelaat dat hierdie klomp heidene vir ons sê wat is wat nie. Ons gaan die 25ste Desember verander en nuut maak en ons gaan Kersfees vier, Kersfees. En daarmee saam het hulle dan nie die son gevier wat kom soos die heidene nie, maar hulle het Jesus Christus gevier, wat die lig is van die wêreld. Johannes 1 sê dit vir ons, die lig van die wêreld het na die wêreld toe gekom. Jesus is die lig van die wêreld. So as jy ooit gewonder het, dit is waar Kersdag dan nou eintlik vandaan kom. Die fees van Jesus Christus, die lig van die wêreld. Die lig wat die duisternis oorwin, die ryk van die lig, die koninkryk van die lig, oorwin die koninkryk van die duisternis. So daarom is dit dan nou vir die mense daar in die noordelike halfrond eintlik dan baie spesiaal, want hulle weet lente kom. Vir ons weet ons dat herfs dan nou weer, daarom eers nog oor 'n paar maande, weer op pad is. En dan die tweede ding, wat ook dan nou tradisie geword het, daar in die noordelike halfrond veral, is dat kerke begin besef het, maar omdat dit dan so donker is en so vroeg donker raak en is winter en ja, dis 'n white Christmas, maar my boetie wat moes daar naby Londen bly, vertel en hy sê ook hierdie tyd van die jaar dis lekker, dis daarom Kersfees, so jy daarom daai bietjie om na uit te sien, of nie bietjie, maar jy dit om vol vreugde te wees, maar hy sê dit raak so vroeg donker daar by hulle. Hulle ken nie hierdie laat buitekant wees en nog so 'n bietjie in die buitekant speel of nog so 'n bietjie braai buitekant soos ons die tyd van die jaar nie. By hulle is dit sommer baie keer ook koud. Nie baie keer nie, dit is koud. En so mense kan 'n mens verstaan, kan baie depressief raak, veral daardie kant van die aarde. Maar so die kerke begin besef dat ook in hierdie tyd wat 'n mens jou geliefdes mis, baie mense regtig waar swaar kry, soos wat hulle hartseer is en dink aan hulle geliefdes. En daarom het hulle toe spesiale dienste begin hou, wat hulle dan genoem het 'n Blue Christmas Service. 'n Blue Christmas Service. By ons nie eintlik in Suid-Afrika so bekend nie, veral daar in Amerika lees ek, hou hulle dit, en dan ook noem hulle dit andersins the Longest Night Service. The Longest Night Service. Wat natuurlik dan nou is, hulle hou dit op die 21ste Desember, maak nie saak watter tyd van die week dit opval nie, dan hou hulle daardie diens. En soos ek sê, dit is net wonderlik hoe die Here werk, want toe ek besig was om te dink aan hierdie diens en wat ons hierdie geleentheid gaan hê nou om hierdie kaartjies daar aan die boom te hang, wou ek dit al van te vroeër gehou het. Ek wou dit al vroeër in Desember gehou het, maar dan voel ek net in my hart, nee, dit is nog nie die regte dag nie. En toe ek begin oplees oor die 21ste Desember, kom ek agter, maar my liewe aarde, dit is dan nou eintlik juis wanneer hierdie spesiale geleenthede reg oor die wêreld gehou word. Veral in die noordelike halfrond. Want baie keer voel 'n mens, as jy deur hartseer gaan, as jy deur rou gaan, veral as dit dalk jou eerste Kersfees is hierdie jaar, wat jy sonder daardie geliefde is, dat jy in 'n donker nag is. Dan voel dit baie keer vir jou, jy stap deur donker nagte. Maar die goeie nuus vanoggend het ons gehoor hier in Matteus hoofstuk 1. Ek wil net sommer gou lees en sê die Here verstaan vanoggend waardeur jy gaan. As jy dalk vanoggend voel, jy sit hier en dit voel vir jou, jy is op 'n donker plek, omdat jy jou geliefdes mis, of dalk om een of ander rede, maar dit hoef nie daaroor spesifiek te wees nie. Wat dit ook al mag wees, hoor wat sê Micha, hoofstuk 7 vanoggend, daar in vers 8. Hy skryf, dis die profeet Micha, en hy sê die volgende: Al sit ek in die donker, die Here
is my lig. Al sit ek in die donker, Micha 7 vers 8, die Here is my lig. En dis die boodskap van hoop, dis die boodskap van troos, vanoggend vir elkeen van ons, wat hier sit vanoggend. Wat dalk voel, maar dit voel vir my op hierdie stadium, of ek maar op 'n donker plek is, op 'n moeilike plek is in my lewe, omdat ek my geliefde of geliefdes mis, of om een of ander rede, is die woord van blydskap en die woord van hoop, en die hoop van vertroosting vanoggend. Al sit ek in die donker, God is my lig. By die Here is daar altyd nuwe moed, nuwe krag. En hoekom kan ek dit vanoggend sê? Want dis nie ek wat so sê nie, dis die woord van die Here. Ons het dit hier gelees in Matteus hoofstuk 1 wat sê, Jesus het aarde toe gekom en hy het God met ons geword. Immanuel. En dit is dalk die belangrikste wat ek en jy vanoggend moet onthou en kan onthou en saam met ons kan neem. Nie net vandag nie, maar elke tree van ons lewenspad verder is om te weet, Jesus, Seun van God, Filippense 2, ons gaan dit nie nou lees nie, maar daardie aangrypende hoofstuk wat Paulus daar skryf, van die koning van alle konings, die God van hemel en aarde, vir wie engele dag en nag buig en neerval en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Hy, Jesus, die koning van alle konings, het aarde toe gekom. Hy is gebore in die stal van Bethlehem en hy het die gestalte aangeneem van 'n mens, van 'n ou babietjie. Ek het net, toe ek in hierdie week besig is om voor te berei, toe sit ek net en dink so by myself, ek kan nie dink dat daar nie iets moes gebeur het daai oomblik, toe Jesus gebore is reg oor die wêreld nie. Ons lees in die Bybel van die herders en die engele, ons het dit so 'n paar sondae terug, hulle almal hier voor gesien, dit was so pragtig, ek is nou nog so trots op hierdie pragtige kinders van ons en al hierdie mooi mense van Algoa Gemeenskapskerk. Ons het dit gelees in die Bybel, vertel vir ons dit in die evangelies. Maar toe dink ek by myself, ek kan nie dink dat die Seun van God, die skepper van die heelal, aarde toe gekom het en gebore is daardie nag in die stal van Bethlehem en daar nie iets bonatuurliks moes gebeur het, reg oor die wêreld in daai oomblik nie. En daai tyd het die mense nie kommunikasiemiddels gehad soos ons vandag nie. Ek is seker, as hulle daai tyd TikTok en Facebook en sosiale media gehad het en wat ook al, sou 10 sou daar mense gewees het wat reg oor die wêreld goeders gepost het, wat 10 gesê het, iets het nou gebeur en ek kan dit nie beskryf nie, maar iets bonatuurliks het nou gebeur in hierdie oomblik. Mense sal nooit weet nie, niemand het iets daarvan neergeskryf waarvan ek weet nie. Maar om te dink, God self het mens geword in 'n stal in Bethlehem daardie nag. Hy het 'n mens in vlees en bloed geword, wat saam met sy broers en susters groot geword het, wat by Josef geleer het hoe om met hout te werk, wat deur sy aardse moeder Maria vertroetel is en groot gemaak is en geleer is. Hy, die Seun van God. En hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy 'n mens geword? Wat honger geraak het, wat dors geraak het, wat selfs gehuil het toe hy die smart gesien het van die 2 susters van Lazarus. Toe hy moes die dag daar opdaag, al 3-4 dae wat Lazarus in die graf was, lees ons, en hy sien die mense wat daar by mekaar is, wat die roubeklaars, en ek kry nou sommer weer hoendervleis, hy sien hoe hulle hartseer is, en hy sien hoe Martha en Maria, hoe dat hulle huil, en hulle sê, maar Jesus, as u hier was, dan sou ons broer Lazarus nie gesterf het nie, en dan lees ons daar die kortste versie in die Bybel, Jesus het geween,
Hy het gehuil. Hy het medelee gehad met die hartseer van mense wat deur die dood geraak is. Hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy ons lief het. God het jou en my lief. Hy het mens geword, sodat hy kon voel waardeur ons gaan baie keer. Hebreërs sê, hy het medelee met ons swakhede, want hy weet wat dit is om deur versoeking te gaan, toe hy in die woestyn versoek is. Hy weet wat dit is om honger en dors te word. Hy weet wat dit is om hartseer te wees, wanneer die dood jou geliefde van jou kom wegneem. God met ons, Jesus, het aarde toe gekom. Hy het by ons kom stap daar op die aarde saam met sy disippels en die mense van daardie tyd. Omdat hy ons lief het. Hy het ons lief. Maar die wonderlikste van dit alles is, dat Jesus in hierdie liefde wat hy vir ons het, waarin hy aarde toe gekom het en uiteindelik die hoogste offer aan die kruis daarop Golgotha betaal het, dat hy nie maar net gesterf het en in die graf gebly het nie. Want dan sou hy maar net gewees het soos baie ander beroemde en wonderlike mense wat al geleef het deur die eeue, wat wonderlike dinge gedoen het. Nee, God het ons so lief dat hy aan die kruis gesterf het, maar meer nog, hy het opgestaan uit die doodheid. Hy het daardie ekstra tree geneem. Toe daardie sondagoggend daardie klip weggerol was van daardie graf en die graf leeg was en Jesus opgestaan het, het hy as dit ware, ek sien dit in my gees gesê, wat meer kan ek nou doen as om die dood te oorwin het? Nou, alhoewel ons nog hier op aarde, sê die begrafnisformulier vir ons, alhoewel ons nog treur oor die dood van 'n geliefde, treur ons nie soos hulle wat geen hoop het nie. Met ander woorde, as ons kinders van die Here is, dan het ons hartseer in ons harte, ja, want ons is mense. En daardie plekkie is leeg aan die Kerstafel, hierdie Kersfeesdag, waar ons dalk om die tafel gaan wees as ons so bevoorreg is. Of daardie plekkie, daardie stem is stil in hierdie Kerstyd van ons geliefdes of familie. Maar alhoewel ons hierdie hartseer het ons daarmee saam hierdie hoop. Jesus leef. En omdat Jesus leef, weet ons, die dood het nie die finale sê nie. Die dood het nie die final say nie, in Engels nie, soos hulle in Engels sê nie. Want Jesus het die dood oorwin. En daarmee saam kan ons dan vanoggend, as ons nou daardie kaartjies hier aan die boom gaan ophang, ja, ons mag huil. En niemand gaan vanoggend vir enige iemand skeef aankyk of snaaks aankyk, as jy vanoggend 'n traan of meer gaan stort nie. Nee, ons is familie. So ons gaan eerder mekaar bemoedig of mekaar 'n bietjie vertroos vanoggend. So jy mag huil vanoggend as jy hier sit en jy voel daardie hartseer. Dis menslik, jy mag dit doen. Maar saam met daardie huil kan ons vanoggend weet, daar is hoop, daar is lewe. Jesus, die lig vir die wêreld, het aan die kruis gesterf en opgestaan. En daardeur het hy die dood oorwin. Dood, waar is jou angel? Skryf Paulus, daar in 1 Korintiërs is dit hoofstuk 15. Waar is jou angel? Waar is jou oorwinning? Want Jesus Christus het die oorwinning behaal. En as ek sterf in Jesus Christus, dan weet ek sterf as 'n oorwinnaar. Omdat hy die dood oorwin het. Ek wil vanoggend afsluit met hierdie pragtige gedeelte en ek dink ek gaan dit tog wel lees en dan gaan ons kaartjies hier kom hang in Romeine, as ek nou gou genoeg daar kan uitkom, in Romeine hoofstuk 8, ook 'n baie bekende gedeelte, maar ek wil dit graag vanoggend lees. Liefde, wat beteken dit dat God ons liefhet? Vanaf vers 31, Romeine 8,
Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood uit opgewek, hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding, benoudheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, en dan so 'n bietjie verder, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En dan die laaste vers van daardie hoofstuk. Hiervan is ek oortuig, en is natuurlik Paulus wat dit hier uitjubel. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Niks kan ons skei van die liefde van Jesus, wat hy vanoggend vir elke een van ons het nie. Selfs nie eers die dood nie. God het ons lief. Amen. Ons gaan nou sommer net so rustig bly en net so stil bly. Ek wil jy spesiaal vra dat ons nie met mekaar nou gaan praat nie. Ons hou dit net so stil. Daar sal mooi rustige musiek in die agtergrond speel. En dan, ja, kan ons maar soos ons altyd maak met die nagmaal, kom ons maar soos wat ons reg voel, dan gaan ons vorentoe kom. Jy sal sien, daar is oral sulke puntjies, daar's baie puntjies op die boom, kan reg rondom, kan jy dan kom en dan jou hartjie, daar so ophang, en sommer daar so myne, daar so hoog, hang, dan kan jy net jou hartjie so hang, en dan net daaraan dink, dat jy getroos is deur Jesus Christus, se liefde, die hartjie, wat hy vir elkeen van ons het, selfs ook die dood kan ons nie van sy liefde skei nie. Ek dink nou ewe skielik daaraan, ek dink tog ek sal 'n fotootjie of 2 kan neem. So, ja, julle is dan meer as welkom. As jy dan jou hartjie gehang het, kan jy maar net weer gaan sit. So ek sê, moenie dan begin gesels nie. Wees net stil, dink aan hierdie geliefdes van jou, sê vir die Here dankie dat hy die dood oorwin het, en wees net stil. En as die persoon langs jou dalk hartseer is of trane afvee, jy kan hulle hand, of sit jou hand op hulle skouer, of ja, net om te sê, ek is hier, ek is saam met jou. Vanoggend mag ons dit maar gerus doen. Daar is hy, so julle kan nou gerus na vore kom.
Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Almagtige Hemelvader, Here, ja, wat 'n groter troos as om net te weet, soos Eldery gepreek het, Here, dat U medelee het met ons. U weet wat ons deurgaan, U ken ons hart. Here, U was volledig mensies, iets versoek, U het hartseer beleef. U huil oor die toestand van Jerusalem, U huil by Lazarus se graf. Here, en tog het ons meer hoop, Here, in al die hartseer, het ons meer hoop as die wêreld. Want die hoop, Here, is U liefde. Die liefde wat U vir ons het. En al het ons geliefdes afgestaan in die dood, Here, leef hulle voort. U woorde wat U daar aan Martha, Lazarus se suster, sê daar in Johannes 11, en sê U, Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En dan die vraag, glo jy dit? Here, ons glo dit vanoggend, dat ons geliefdes is veilig by U. Elkeen wat U in hulle hart gehad het, elkeen wat hulle lewe vir U gegee het. Here, en ons kan dit sê op grond van U skrif, van U woord, want so lief het U die wêreld gehad, dat U U seun gestuur het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want U het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te versoen met die Vader. En wat 'n meer amazing wete, Here, dat ons so veilig in U hand, en ek eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.